Jesus het Petrus mos vooruit gewaarsku dat hy hom daardie nag gaan verloon. In Markus 14 vers 27, letterlik net nadat hulle van die Pasga-ete af opgestaan het Jesus eers vir sy disippels gesê, julle sal almal van my afvallig word. Hulle reaksie was volgens die evangelieskrywers almal dieselfde, dat hulle met Petrus saamgestem het. Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Maar die skrywers maak melding daarvan, soos Markus hier in vers 31, dat Petrus dit uitdruklik gesê het. En nou ken ons die res van die verhaal. Ons het dit gelees hier teen die einde van hoofstuk 14. 'n Diensmeisie wys Petrus uit daar by die vuur in die hoëpriester se binnehof. In 14 vers 68 staan daar dat Petrus dit ontken het deur te sê, ek weet nie waarvan jy praat nie en verstaan ook nie wat jy sê nie. Hy het toe buitentoe gegaan na die voorhof toe en 'n haan het gekraai. Toe die diensmeisie hom sien, het sy vir die mense wat daar naby gestaan het weer begin sê, hierdie man is een van hulle. En weer het hy dit ontken. Na 'n kort rukkie het die mense wat daar naby gestaan het weer vir Petrus gesê, so waar, jy is een van hulle, want jy is ook 'n Galileër. Petrus begin toe vloek en hy sweer, ek ken nie hierdie man van wie julle praat nie. En onmiddellik het 'n haan 'n tweede keer gekraai. Toe het Petrus die woorde onthou wat Jesus vir hom gesê het, voordat 'n haan 2 maal kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het bitterlik gehuil. In een nag het Petrus Jesus beloof, hy het hom uitdruklik beloof. Daardie selfde nag nog het hy hom 3 maal verloon. Hy het voor getuies verklaar dat hy hom glad nie eers ken nie en nie eintlik verstaan waarvan hulle praat nie. Hy vloek en hy sweer, ek ken nie hierdie man van wie julle praat nie. Dan onthou hy skielik en hy bars in trane uit en gaan staan buite om bitterlik te huil. Ek hoop ons leer uit Petrus se lewe, uit sy foute. Ek en jy het dalk nog nooit voor mense gesê dat ons glad nie vir Jesus Christus ken nie, hopelik nog nooit gevloek en gesweer dat ons niks van hom weet nie. Mag God gee dat ons optrede nie iets daarvan verklap nie. Mag die Here gee dat jou optrede, jou gesindheid, jou hart en die manier waarop jy alle ander mense wat hierdie planeet met ons deel, so behandel, dat dit nie vir hulle voel of ons Jesus verloon nie. Mag ons hulle behandel soos Jesus hulle behandel, presies net soos Jesus Christus elkeen van hulle sal behandel. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u genade vir my, vir elkeen van ons. Help my om te leer uit Petrus se foute. Help my om nie dieselfde foute te maak en u te verloon nie, nie met my woorde nie, maar ook nie met my optrede nie. Ek wil in u voetspore volg. Wys my asseblief vandag ook hoe. Ek vra dit in u naam alleen. Amen.